Hoe sal jy weet as iemand gediffuse is met die Heilige Gees? En die eerste kenmerk van iemand wat daai ervaring het, is gebed. Hierdie kerk waarna ons is, die AGS van Suid-Afrika, het ontstaan deur 'n man met die naam van John G. Lake, William J. Seymour. Hy het nie gewag om te preek totdat die Heilige Gees hom sê, nou staan jy op en nou preek jy. I got the power! Come on, church, you've got the power of the Holy Spirit. Welkom by Simfonie se podcast. Simfonie is 'n Suid-Afrikaanse kerk aan die Wesrand van Gauteng, waar ons groot liefde vir mekaar, vir God en vir ons gemeenskap het. In ooreenstemming met 2 Timoteus 3 vers 16, glo ons die Bybel is geïnspireer deur God en is bruikbaar vir lering en regstelling, sodat die kinders van God voorberei sal wees om in die waarheid elke goeie werk uit te kan voer. Ons is opgewonde om hierdie kosbare, Heilige Gees geïnspireerde boodskap te deel. En mag hierdie saad vrugbare grond vind. Amen. Ek wil vanaand met jou praat en my tema is gemerk om 'n merk te los. En dit kom van as jy sonoggend hier was, onthou jy daai illustrasie wat ek gebruik het van doping in die Heilige Gees beteken om daai hemp te vat wat wit was en om in daai in te druk, daai blou daai, halleluja, en dan as jy hom uithaal, dan word daai hemp vol van daai substance wat die Heilige Gees. En ek hoop jy het vandag 'n merk erns gelos. Ek hoop jy het erns 'n merk gelos. Ek hoop jy het ergens 'n merk gelos, andersins mors ons tyd en ons asem. Halleluja. Ek hoop jy het 'n merk gelos. En ek het jou gechallenge oor die afgelope paar sessies oor Handelinge 2 vers 4, wat die kernteks was. Almal, sê gou wie almal. Kyk vir die langsing gesê, dis jy ook. Almal is met die Heilige Gees vervul. Amen. Daai doop, daai Heilige Gees vervul en daai amplified het net so vir my uitgehaal and they were all full, that is diffused throughout their being with the Holy Spirit. En ek wil vanaand bietjie vir jou vra, hoe lyk iemand wat gediffuse is met die Heilige Gees? Hoe sal jy weet as iemand gediffuse is met die Heilige Gees? As hulle by daai deur sal instap, hoe sal jy weet iemand is vervul met die Heilige Gees? Hoe lyk dit? How do you know when somebody is diffused with the Holy Spirit? En ek bly jy vra sulke intelligente vrae. Want ek gaan jou antwoord. Amen. There are some visible characteristics of somebody that is diffused with the Holy Spirit. En die eerste kenmerk van iemand wat daai ervaring het, is gebed. Luister gou mooi. Geen herlewing het al ooit plaasgevind sonder mense wat bid nie. Ek love dit so om voor die tyd hier in te gaan en net saam met die ouens te bid daar in die bidkamer. Dis my so lekker. Baie keer travel ek, dan kom ek by gemeente en sê ek, waar is julle bidkamer? Sê o nee, ons bid nie vir die tyd. So, okay. Kan ek in die toilet gaan sit en bid asseblief? Want regtig, ek soek ergens net 'n spasie waar ek net die Here se aangesig kan soek. Nie dat ek nie by die huis bid nie, nie dat net hierdie ou stukkie hier bid nie, maar weet jy wat, hierdie kerk waarna ons is, die AGS van Suid-Afrika, het ontstaan deur 'n man met die naam van John G. Lake, wat by die Azusa Street herlewing was in 1906, en in 1908 toe kom hy Suid-Afrika toe, maar voor hy Suid-Afrika toe gekom het, raai wat, toe bid en vas hy vir 9 maande. Ja, vas ook. Nou is dit tjoepstel. Vas beteken mos los, né? Vas beteken los, vas is los die kos. Dis baie moeilik hè. Ons sê maar wat is vas, pastoor, is maklik is los die kos en vas. Maar hy het gevas en gebid vir 9 maande. En toe hy sy voete op hierdie plek Suid-Afrika sit, toe raak die Gees van die Here hom aan en herlewing vind plaas en ek en jy sit vandag hierso as gevolg van 'n man wat gevas en gebid het. William J. Seymour, as hy op die kansel gekom het, hy het so 'n outomatika splankietjie gehad. Hy het nie nou mooi stoele gehad en pragtige kansels nie. Hy het sommer so 'n outomatika splankie gehad en dan het hy agter daai outomatika splankie gaan sit en dan het hy gebid en hy het gebid. Hy het nie gewag om te preek totdat die Heilige Gees hom sê, nou staan jy op en nou preek jy. If the Holy Spirit didn't tell me, didn't move. Bonnie Street in 'n Azusa Street herlewing in Los Angeles was al 'n paar ouens saam in 'n huis. En die huis het te klein geword, toe gaan hulle 'n groter plek, toe word daai plek te klein. En al wat hulle gedoen het is hulle het gebid. Ek wil vanaand vir jou sê gebed verander sake.
Gebed verander sakke. Ek het baie herlewings bestudeer want ek hou daarvan. Ek hou van hierdie konsep van herlewing en ek sê Here, maar help ons in hierdie seisoen waar ons is dat die kerk weer herlewing sal hê. Dat die kerk van hierdie Jesus Christus weer herlewing sal ervaar. Amen. Maar dit gaan nie gebeur as ek en jy nie bid nie. So wanneer ons as persone sê kom bid saam met ons, hallo. Kom bid saam met ons. Ek het toe ek in Israel was, het ons daar gaan bid vir vrede en is net vir al hierdie moeilikheid plaasgevind het en ons was daar in 'n hotel gewees en daar was 50 lande en 500 mense betrokke om saam te bid vir Israel. Van alle lande af. En ons het die aand 'n massiewe diner gehad en daar was so kernleiers gewees wat opgekom het en net gebid het van verskillende lande. En daar kom 'n ouetjie van Amerika op en hy stap op en is 'n jongerige ou en hy kyk vir jou en ek wonder wie's die ou. En al wat hy doen is hy kom op daai stage en hy sê all we're going to do tonight is I'm going to challenge every single one of you in this place to go down on your knees. Hy sê ons stel hom 'n speech te doen. En hy gaan op sy knieë. Nou moet jy onthou, daar's anties met balrokke, ons almal het bowties aan, dis 'n 5-ster geleentheid. Ek kyk vir die tannie langs my, ek sê, "Ja, sterkte." Want daai balrok mag so, jou man sal jou moet help, anders is dit nag. Ouens, ek lieg nie vir jou nie, hy het niks gesê nie. Hy het net begin te bid. En ewe skielik kom daar 'n atmosfeer van God se teenwoordigheid in daai hotel, een van die fancyste hotelle in Jerusalem. En daar kom die teenwoordigheid van die Here in daai plek en naderhand lê ons plat op ons aangesig voor die Here en ons soek die Here vir hierdie land. En na die tyd sê ek, maar wie is hierdie ou? En jy sal partykeer sien ek hardloop hier uit en soos vanaand dan gou sê weer as ek hier disappear ek, suddenly you see me, suddenly you don't. En dan gaan doen ek gou 777 vanaf COVID tyd elke aand as ek 7 uur live, maar in elk geval dis 'n ander storie vir 'n ander dag. En ek is daai aand hardloop ek gou om 777 te gaan doen tot ek terugkom. Sê ek, Here, wie is hierdie ou? Ek hoor hy's van Amerika, maar wie is hierdie ou? Want daar was 'n herlewing gewees in die Ashbury. Onthou julle Ashbury Revival met 'n klomp studente. En ek wil geweet het wat het daar gebeur? Wie is die founder gewees en hoekom het dit opgehou? Toe hierdie jong man, daai ou van daai revival. Sy naam is Brother Zach. Sommer net brother. Ek sê vir hom, tell me more about the revival. Hy sê, you know what? It was a bunch of students and we had a church service. I say, and if I must be honest with you, I think that was the worst sermon I ever preached. Hy sê, as ek God was, ek die vorige Sondag opgedag het. Hy sê, dit was 'n awesome service. Hy sê, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor God. I say, and at that point in time, I realized I'm not getting anywhere. I say, okay, ouens, julle wat wil gaan na die cafeteria toe. Those who want to remain behind, I'm going to put on some worship music and we are going to pray. I say, 5 studente bly agter. Die res almal gaan. Hy sê in die volgende oomblik toe hy weer kyk, hy tog is 15 minute se gebed verby, toe is 'n uur se gebed verby. En hierdie ouens bly. Hy sê na 2 ure toe kom maar nog ouens by. Hy sê na 3 ure toe kom maar nog ouens by. Hy sê hier by 12 uur die aand toe is daai auditorium gepak met jong mense wat plat op hulle aangesig lê voor die Here en die Here se teenwoordigheid soek. Hy sê op daai oomblik stap 'n professor in en toe daai professor instap, toe tref die krag van die Here daai professor dat hy nie 'n keuse gehad het nie. Hy stap vorentoe, hy vat die mikrofoon, hy sê I need to confess in front of all of you students today, I have been battling with pornography, but as I walked into this place, the presence of God hit me and I know that I have been delivered from pornography. Hy sê daar begin herlewing plaas te vind. Hy sê almal wat almal is wil soontoe kom. Elke liewe band wil kom, elke liewe prediker wil kom. Hy sê die hartseerste ding is, baie van daai predikers sê, hy sê, we're not going to mention your name. If you want to pray, come on and pray. But I'm not going to introduce you. Hy sê, dan draai hulle om en vlieg hulle met hulle vliegtuie weg. Hy sê, bands wat al wil kom, groot worship bands wat al wil kom, dan wil hulle naam moet nou aan hierdie herlewing gekoppel word. Hy sê, no, if you can't pray with us, you cannot minister with us. En hy was besig om 'n boek te skryf, Nameless and Faceless. Hy sê, en vir 14 dae het hierdie herlewing aangehou. Ek sê, maar hoekom het dit opgehou? Why did it stop? Want mense het van oral af oorgekom, daai herlewing gekry, daai vuur gekry en dan ander plekke heen gegaan. Hy sê, die stadsraad het na ons toe gekom. En gesê, asseblief hou op. Hou op. Hy sê, maar hoekom moet ons ophou? Hulle sê, want ons rioolstelsel kan dit nie hanteer nie. Daar's te veel mense hier vir ons dorp. En hulle moes ophou met daai herlewing. Ek wil sê, God is ernstig oor herlewing.
Maar God is ook ernstig oor man en vrouens wat sal bid en die aangesig van die Here soek. If you are diffused with the Holy Spirit, then you pray. Ek onthou, toe ek as 'n jong man betrokke was by 'n bediening, is daai leier het altyd gesê, if you want to minister with me, you have to pray with me. En in die oggende, elke liewe oggend, 5:00 tot 7:00 moet ons saam met hom bid. Ek was by ons Bybelkollege gewees ook, en by die Bybelkollege, nog voor ons in die aande by die Bybelkollege kom, het ons hier in Lindhuizen, maandaande, dinsdaande, woensdaande, donderdaande, ek was studenteleier, dan 'n halfuur voor ons kom vir klas, moet ons bid. Jy kan nie saam met hom bedien as jy nie bid nie. Elke Sondag 'n uur voor die tyd, dan kom jy in en jy bid. En ek onthou, ek het leer bid by hom. Vandag nog as ek myself kry, ek het nou in die bidkamer, ek sien ek nou, julle ouens staan bietjie meer stil, ek is 'n bietjie te besig in daai bidkamer, maar ek loop op en af, want ek het daar by hom geleer bid. Ek tot vandag toe nog loop ek so op en af. Ek loop op en af. Vandag in die gastehuis ook, loop ek op en af. Ek bestraf elke demoniese mag in Jesus magtige naam, en ek verklaar Jesus, en ek sit my musiek aan, en ek bid. Luister gou, bid verander sake. Selfs in my eie gemeente sê ek vir my leierskap, if you don't pray with me, you cannot minister with me. Why? Because you need to be prayed in for when that revival leads, man, God is going to do a great thing. En ek onthou, ek trek Kaap toe. En nou was ek gewoond aan 5 tot 7 bid in die oggende. En kom in die Kaap en ek ervaar, die Here sê vir my, ek moet 4 uur opstaan. Ek sê, Here, joh, is die Kaap die. Wintermaande, kom die son eers hier 8 uur se kant uit. Dis donker, dis nat. Ek sê, ag Here, wat is die verskil tussen 4 uur en 5 uur? Dis net 'n uur tussen vriende. Ek meen, come on, really. Ek meen, vir u is 'n dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos 'n dag. Come on, 'n uur, Here. Wat 'n verskil gaan 'n uur maak? En dan weet jy mos, as Here vir jou sê om vroeër opstaan, dan stel jy mos nou die snooze button. Ek bedoel, jy stel die alarm, ekskuus. En dan stel jy hom vir 4 uur en 5 oor en 10 oor en kwart oor. En ek onthou, vir weke het ek gesê, yes, Here gaan opstaan, en dan druk ek daai ou snoes knoppietjie. Jy nog net so 5 minute, Here. Nog 5 minute, Here, en dan kom ek weer by 5 uur uit. En die Here het 'n sin vir humor. Ag, hy het jou gemaak. Come on, sê vir jou langs in jou, God het 'n sin vir humor. Hy het jou gemaak, prys die Here. Amen, hy het 'n sin vir humor. En ek sal nooit vergeet, ek moet trek van een plek na 'n ander plek toe, en ek kom by die kompleks, en ek sê vir die eiendomsagent, ek sê, maar hierdie kompleks is reg langs 'n treinstasie. Sy sê, ja, maar ek sê vir my, is daar treine wat hier op en af loop, en dit gaan my nogal pla as die treine die hele tyd is. Sy sê, nee, hierdie stasie, die trein het altyd tot hier gekom, en dan gaan hulle weer terug uit. Hierdie stasie gaan hulle omskep in 'n lekker mooi coffeeshop. Ek sê, prys die Here, want ek hou van goeie koffie. Onthou, my van is Jacobs, nee, ek hou van goeie koffie, amen. So, dit gaan great wees, dan stap ek sommer net so oor, ek kan lekker koffie daar doen, en mense daar sien, so dit werk vir my goed. Trek in, en jy weet mos, as jy trek, dan pak jy mos nou nie alles uit die aand wat jy ingetrek het nie. En hier teen 11 uur, 12 uur, toe sê ek nou moeg, ek gaan nou slaap, want regtig waar, ons môre is nog 'n dag. En dan kom ek klim in die bed in, dan kom ons nou nie trein in die prys hier, en ek slaap lekker. En die volgende oomblik is daar 'n geluid. Ek het regtig gedink is die wegraping se geluid. Ek het uit my bed uit opgespring, ek sê, ja Here, vat my, ek is reg. En toe ek weer kyk, toe sien ek staan op my bed, in my pyjamas, en ek is nog in my woonstel. Ek is hier langsang. En ek tog, dis onmoontlik. Wat 'n geluid is hierdie? En toe ek die venster so oopmaak, toe 'n trein ingekom. Ek wonder hoe laat is dit nou? Jy's reg. Op die kop, 4 uur, elke liewe oggend kom daai trein in. Die antiekie het net vergeet om te sê, dis net een keer wat die trein inkom, en sy het vergeet om te sê, dis 4 uur in die oggend. Halleluja. 4 uur in die oggend, come on people. As God 'n opdrag vir jou gee, dan moet jy dit gehoorsaam. Van daar af, elke liewe oggend 4 uur, is ek op. Luister gou wat gebeur in Handelinge 1 vers 14. Ek gaan vandag vir jou net uit Handelinge uit vertel met die vroeë kerk. Hulle was gemerk, hulle was gediffused met die Holy Spirit. Hoor gou, hulle het almal eensgesind volhard in die skinnery saam met 'n aantal vroue. Is nie ek vir hulle sê, dis die Bybel. Ekskuus. Hy sê nou niks van skinder nie, ekskuus, hy sê gebed. Maar jy weet mos hoe werk dit? Ons ruil gebedsversoeke uit. Ag Here, ons moet net vir, Here bid, is jy 'n Sannie hierso? Sandra, okay, dis as jy 'n Sannie nie, nê?
Ek prys die Here, ek's veilig. Here, ons bid vir Sunny. Ja, heerlikheid. Here, sy slaan hom man erg. Here, ons bid regtig vir haar. Joh, daai bottel van haar wat sy gryp elke liewe dag. Ja, Here, verlos haar van daai. Ja, ons bid mos so by 'n bidtier, né? Hy sê nie ons moet by mekaar kom en skinder en gebedsversoeke uitdrink. Hy sê eensgesind. En die Engels is so mooi, hy praat van 'n unity. Eintlik praat die Griekse woord daarvan 'n ritmiese aksie. 'n Ritmiese aksie is daai eenheid. Ek wil jou challenge, hoe lyk jou gebedslewe? Bid jy nog? Want dit het my gevoel asof die postmodernistiese kerk het op 'n plek gekom en gesê, ag, jy hoef nie 'n spesifieke tyd te bid nie. Jy bid mos die hele dag, jy praat mos die hele dag met die Here. Het julle daar nog gehoor? Maar ek glo, daar's tye wat ek en jy moet uitsit. Daar's tye wat ek en jy moet uitsit. Man, ek kan sien as iemand gemerk is met die Heilige Gees, hulle wil tyd spandeer met die Heilige Gees, hulle wil bid. Sê gou 'n bietjie bid. Ek wil vanaand vir iemand in hierdie plek sê, gebed verander sake. Gebed verander sake. En ons gaan dit gou prakties doen. Ek wil net gou vinnig staan. Halleluja. Ons gaan dit gou vinnig doen. Ons gaan gou prakties doen in hierdie plek. Amen. Is daar enigiemand hier wat 'n gebedsversoek het? Kan ek jou hand sien? Hou jou hand op. Hou jou hand lekker hoog op. Hou hom lekker hoog op. Okay? Jy wat nie 'n gebedsversoek het nie, draai gou om en kyk gou wie se hand is opgesteek. En gaan gou na hulle toe en gaan bid vir hulle. Kan ons dit doen? Kan ons dit doen? Kyk, gebed verander sake. Gebed verander sake. So hou jou hand op totdat iemand daar by jou kom. En jy vra vir hulle, wat is jou versoek? Daar agter is iemand. Daarso. Gaan na iemand toe. Gebed verander sake. Hoekom sê ons amen? Want amen beteken dit is waar en so sal dit wees. Amen, dit is waar en so sal dit wees. Okay, wil jy weet hoe lyk iemand nog? Hulle het gebed, wil jy weet wat het hulle nog? Niemand nie. Okay, Here, ons stuur hulle uit. Hulle het klaar gebid. Amen. Jy het krag. Jy het krag. Handelinge 1:8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Ek praat nie van Eskom krag vanaand nie. Want ek dink party Christene is load shedding Christians. Nou sal hulle nie brand vir die Here, dan sal hulle af. Dan sal hulle weer nie brand vir die Here, dan sal hulle af. Dan sal hulle weer nie brand vir die Here. Hallo, ken jy seker? Hy sê sal krag ontvang as die Heilige Gees oor jou kom. Daai woordjie krag in die Grieks is die woordjie dunamis. Hoe's 'n lekker woord. Sê vir jou langs in jou dunamis. Sê dunamis. Dis amper soos do not miss the power that God has in store for you. Amen. Daar is krag en daar's soveel koortjies oor krag, maar ek hou van daai woordjie dunamis wat eintlik beteken dinamiet. Die hartseer ding in die kerk vandag is party van ons staan op in die oggende, oh, I've got power, hallelujah, en dan hardloop ons na goedjies toe en ons sê, I've got the power. En dan is dit, oeps, die lontjie is nie aan nie. En die duiwel is soos, lekker man, jy het geen krag nie, want daai is nie eens aangesteek nie. Jy sien dinamiet, as ek dinamiet in my hand het, en ek steek hom aan, ek wil graag een saamgebring het vanaand. Maar ek dink die kerk sou leeg gewees het as ek hom as 'n prop gebruik het. En ek het dalk net 'n lightertjie langs my gehad. Dunamis is krag, it's dynamite power. Ek onthou toe ek jonger was daar tannie met die naam van Tina Turner. Wie van die ouer generasie onthou van tannie Tina Turner? Jonger generasie gaan gou check wie staan die Tina Turner. Maar tannie Tina Turner het seker rokkietjies gehad wat as sy so begin mee, dan beweeg hy rokkietjies. Dis seker en sy het so lekker perm gehad. En dan het sy opgestap en sy het so 'n liedjie gesing en altyd as sy 'n liedjie sing, dan het ek gedink tannie Tina, jy praat nonsens. Want sy het so opgekom en dan sê I've got the power. Dan skud sy haar rokkie so. I've got the power. En dink ek tannie Tina, jy praat nonsens man. I've got the power. I've got the dunamis power. Hallelujah. Kerk. Vat net jou dinamiet en steek hom in die brand en sê net, I've got the power. Come on church, you've got the power of the Holy Spirit. Geen demoniese mag kan naby jou kom as jy die krag van die Heilige Gees het nie, as jy die dunamis krag het nie. Jy het krag in die naam van Jesus Christus. Dis wat iemand het. Man, hulle stap in 'n situasie. Ja, maar soos nee, I've got the dunamis power. Dynamit. Amen. Genees in Jesus naam. Halleluja. Come on. You've got the power. Okay, sê saam met my. I've got the power.
Ag, dankie vir die jonger generasie. Ja. Ek het gedink, daai gaan nie werk nie. Ek was vir 'n oomblik soos Anthony, niemand gaan dit terug sê nie. En toe was daar gelukkig hierdie, you've got power. Moenie ooit rondloop en dink, jy's kragteloos nie. Ek sê altyd, die enigste mag wat die vyand het, is die mag wat ek en jy hom toelaat oor ons lewe. God is almagtig. And he gives you the power to step into situations, en soos ons gisterand gesê het, of nee, gisterand is nie baie gesê nie, gisteroggend gesê het, speak life, amen, om lewe te spreek. Jy het krag, sê net 'n bietjie krag. Sê 'n bietjie krag. Wat liewe het jy nog het? Jy het vrymoedigheid. You've got boldness. Luister mooi wat sê Handelinge 4 vers 31. Hy sê na hierdie gebed, hallo? Wat is die eerste ding wat ek en jy het? Na hierdie gebed het die gebou waar hulle bymekaar was geskud. Klink dit soos Handelinge 2? Ja. Daai gebou was ook geskit. So gebed het die vermoë om geboue te skud. Hou vas in jou sitplek, hier kom dit nou. Hierdie gebou kan dalk geskit word. Na gebed was die gebou geskit en hulle is almal, sê gou weer 'n bietjie almal, met die Heilige Gees vervul. They were diffused with the Holy Spirit. En hulle het God se woord, hier's een van die mooiste Afrikaanse woorde, onverskrokke verkondig. Sê gou onverskrokke. Jog is 'n mooi woord, nê? Spreuke 28 vers 1. Goddeloses vlug weg, al jaag niemand hulle nie. Regverdiges is so dapper soos. Het jy al na die Kreerwildtuin toe gegaan? En dan kom 'n leeu aangestap en dan klim jy uit jou kar uit en sê, kierie. Enigiemand wat dit gedoen het? Die laaste wat 'n selfie probeer het van China met 'n leeu is nie meer hier nie. Hy het sushi geword. Amen. Jy speel nie met 'n leeu nie. 'n Leeu is 'n dapper ding. Maar weet jy wat is die probleem in die kerk? God has given us boldness. Maar ek en jy staan in die oggend op en ons sê, duiwel, man, vandag gaan ek vir jou vat. Duiwel, ek is so dapper soos 'n, daar's mos daai liedjie wat sê, hoe ek so dapper mens, kyk hoe stap ek deur hier, en daar's niks waarvoor ek, yes, julle kyk baie YouTube, hè? Vir niks is ek nie bang, en daar's niks wat my kan vang, ja, daar's niks. Jy's nie 'n muis nie. Luister gou mooi, jy is so dapper, jy's so dapper soos 'n, en dan word ons wakker, nee, en dan soos, duiwel, en al wat uit jou mond uitkom, is 'n kirikat, maar is die verkeerde kirikat, hallo, jy's veronderstel om te brul soos 'n leeu. Geen wonder jy's altyd onder die omstandighede nie. Geen wonder, goed is altyd te moeilik vir jou nie. Want as jy opstaan, is dit meow. Hoe gaan dit met jou? Meow. Come on, church. In steede daarvan oor daai situasie te brul. Wanneer laas het jy oor jou omstandighede gebrul? 'n Paar jaar terug doen ek 'n Pinksterdienste in die Kaap. En die eerste aand wat ek daar is, terwyl ons worship, sê die Here vir my, as jy nou op die stage kom, voor jy hallo sê, voor jy groet, brul jy soos 'n leeu. Ek sê, okay Here, wag, het ons net gou nog 'n bietjie worship. Kan ek nie môre aand brul nie? Want ek het iets gesê oor die brul storie. Here sê nee, brul. Ek sê, ek weet nie so brul 'n leeu nie. Die Here sê moenie waar nie, brul jy net. Ek sê gasspreker, Here. Hoe gaan dit nou werk as ek opkom na worship? I mean, you are worthy. Come on, church. Maar een ding het ek in my lewe geleer. Ek sal gehoorsaam eerder in die Here wees, en dan lyk ek soos 'n clown, en dan lyk ek soos wat ek al, maar gehoorsaamheid hom is my belangriker as enige mens se opinie. En daai aand stap ek op. Ek gaan op die stage, ek sê, Here, is jy seker? Ek stap baie stadig. Ek sê seker, die change in mind, nee, change, hy sê brul. En ek brul soos 'n leeu. You are worthy of it all. Na die diens gaan ons uit vir ete, die pastoor of sy vrou en die ander pastore sê niks oor die leeu storie nie. Los dit. Hy hele Pinksterdienste, niemand sê niks oor die brul nie. Ek sê, Here, ek dink ek het verkeerd gehoor.
2 jaar later nooi hulle my weer terug. Ek seker nou om verskoning te gaan vra oor die brul storie. Ek is vas oortuig ek moet nou gaan repent. En ek onthou ek gaan terug en toe ek daar by die ontvangs instap, toe is die vrou daar so by die ontvangsdame en sy sê dis jy. Ek sê jy die bril onthou. Sy sê dis jy, ek sê ja, dis ek. Sy sê kom saam met my en ek nog wat gaan aan. En sy vat my en sy trek my daar in die finansies kantoor. Ek sê Here, dis goed. Ek het nog eens gepreek, hulle my klaar betaal. Prys die Here. Hierdie is 'n lekker kerk. Ek sal weer terugkom. En ek stap in daai finansies kantoor en ek sê vir die vroukie, dis 'n Engelse vrou. Sy sê it's you. Ek sê yes, I've heard that just now. Apparently it is me. What is me? Sy sê I need to share this with you. 2 years ago you were here. Do you remember when you roared like a lion? Ek sê, ek probeer dit vergeet, maar ek onthou dit, ja. So can I share this testimony with you? Ek sê, please do. Sy sê, that day, I asked my daughter to come to church. She served God, but then she's backslidden. She says she's an atheist. And I called and I said to please come to church. There's this guest speaker for our Pentecost services. Please come to church. And she said, I told you I'll never put foot in a church again. Ek sal nie weer my voet in 'n kerk sit nie. She said, please just go think about it. En daai middag maak sy 'n deal met die Here. En sy sê vir die Here, if you are real and you are God, let this preacher, I don't know who he is, but this preacher who's preaching tonight, let him go to the stage, and when he gets onto the stage, before he does anything, let him roar like a lion. Then I will know that you are God. My vrou huil, die trane loop. Sy sê, thank you for your boldness. Ek wil vanaand vir jou sê, is tyd dat die kerk weer onverskrokke die naam van Jesus verkondig. Dat ons 'n boldness sal hê soos nog nooit van tevore nie. Nie die boldness hier bo nie, maar 'n boldness hier binnekant. Amen. Want party van ons is bold hier bo soos Morney, maar ons het daai boldness hier in ons gees nodig. Amen. Boldness, vrymoedigheid. Weer daai stemmetjie wat vir jou sê, doen ietsie. En dan dink jy maar, hierdie kan nie wees nie. Dis seker die duiwel. En hy stemmetjie praat weer met jou, doen dit. En ek kan vir jou storie op storie vertel van boldness en vrymoedigheid, net om te doen dit wat die Here sê ons moet doen. Jy sien nie dadelik die resultaat nie. Miskien 2 jaar later, hoor jy eers die getuienis van 'n brul. Ek wil vir iemand vanaand sê, jy het nodig om oor jou situasie te brul. Hou op sê, Kitty kat, hou op sê, miau, begin te brul oor daai situasie in Jesus naam. Die tweede ding wat ek vanaand wil sê in hierdie plek is, iemand het weer nodig om hulle vrymoedigheid terug te kry. Die vyand het by jou kom steel, het jou vrymoedigheid gesteel, mense se opinies het jou vrymoedigheid gesteel, en ek wil vanaand vir jou sê, dis tyd dat jy weer jou boldness terugvat, want iemand wat gemerk is met God se gees, moet 'n merk los, en jy kan dit net doen met vrymoedigheid. Ek kan dit net doen met vrymoedigheid. Ek wil vir jou sê, net vrymoedigheid gaan die verskil maak. Amen. En ek wil sommer nou terwyl jy oop is, as jy sê ek het daai vrymoedigheid nodig, wil jy nie gou vinnig jou hand opsteek nie. Ek wil sommer nou vir jou bid. Dis reg. Jy wil seker daai vrymoedigheid net weer nodig. Steek jou hand op. Lord, come fill us with that boldness tonight. Fill us with that boldness tonight, Lord. In fact, baptize us, diffuse us. Here, mag ons vol van die vrymoedigheid van die Here. Here, ons repent dat ons miau het, Here. Dis tyd dat ons weer sal brul soos 'n leeu oor elke situasie. Vyand, jy's 'n leienaar. Tonight you've been exposed for who you are, a kitty cat. Jy wat wil steel. We expose you tonight in the mighty name of Jesus Christ. And we declare an army that will rise up in Jesus' name, full of boldness. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Yes, hallelujah. Boldness. Weet jy wat, toe ek jonger was, het ons Hielbra toe gegaan en ons het straat evangelisasie dag gaan doen. En ja, ek weet daar's 'n ding so sincere, but so sincerely wrong. Maar ek onthou, ek het nie omgegee nie. Ons het daar by die klubs gestaan waar die ouens wil ingaan, hardloop ek op en af, en skree ek, draai of braai! Ja, is nie altyd reg nie, maar ten minste het ek vrymoedigheid gehad. Ten minste het ek boldness gehad. Tot eendag waar die ou vir my sê, waar is die braai? Toe sê ek, nie help, papi, as jy nie draai. Bold, ek het les ook geleer, but you know what?
Langs die pad het mense gekom en gesê, daai is verkeerd, jy moet nie dit doen nie, Anthony, jy moet nie, dis te bold, dis te veel, jy moet nie so wees nie, jy moet nie so aangaan nie, jy moet nie so bold wees nie, hou nou 'n bietjie op, raak nou 'n bietjie rustiger, raak 'n bietjie rustiger. Ek hoor ook hoe ouens vir my sê as ek preek, as hulle jy moet 'n bietjie rustiger raak, maar toe maar moenie worry, as jy ouer word, dan gaan jy rustiger raak. Ek dink ek raak meer excited hoe ouer ek word, halleluja. Ek raak meer excited, want ek weet nie hoe lank het ek nog om evangelie te bedien nie, so lank soos wat ek dit het, as long as I have breath, as long as I have boldness, I will preach the gospel of Jesus Christ. Amen. Jy kan hoor ek het rentekraad vanaand hierso, nee. Ek wil vanaand vir jou sê, jy het 'n storie. Elkeen van ons het 'n storie om te vertel. Moenie ophou om jou getuienis te share nie. Soos wat ek getuienis hier share. Ek share dit nie om vir jou te sê hoe oulik ek is nie. Ek sê dit vir jou om vir jou te sê die groot God wat ons aanbid. Wanneer ek en jy in gehoorsaamheid doen wat hy vir ons sê, dan het jy 'n storie om te vertel. Wanneer laas het jy jou storie, jou getuienis met mense gedeel? Hy sê wat jy sal krag ontvang, want die Heilige Gees oor my kom. Hy sê en die gelowiges hierso in Handelinge 13 vers 52. Handelinge 1 vers 8. Oral sal hulle mense vertel van Jesus Christus. Wanneer laas het jy iemand van Jesus vertel? Wanneer laas het jy die moeite gedoen om saam met iemand koffie te gaan drink? Dis hy kan ek jou net vertel van Jesus Christus. Han Robertson die eendag toe klaar gepreek het, gaan ons na garage toe, soos ek nou al gesê het, ek hou van koffie en ons gaan kry gou koffie, hulle het weer daar koffie plekkie daarso en ek stap daar in en nou het ek net klaar gepreek en toe ek instap sien ek hierdie vroutjie wat daar staan en ek ervaar net so sterk op my hart ek moet vir haar bid. Maar nou dink ek nee, okay, jy het nou klaar gebid en vir baie mense gebid hou nou op. En ek stap daar in en terwyl sy staan sê ek, "Hey, hoe gaan dit met jou? Wat is jou naam?" En sy gee my naam. Ek sê ek ervaar die Here sê vir my, "Jy wil graag kinders hê." Sy sê, "Hoe weet jy?" Ek sê, "Nee, ek ervaar dit." Ek sê, "Maar die probleem is jy nog nie 'n man nie, nee." Jy gaan begin huil. Ek sê, "Gee my jou hand." En ek trek haar oor die counter en ek vat haar by die hand. En ek sê, "Here, hierdie vrou se hartsbegeerte, mag jy dit aanraak vanaand, Here. Mag jy in 'n coffee shop, man. In 'n coffee shop. Weet jy wat, dis tyd dat ek en jy weer bold sal wees. Ek glo aan die evangelie. Ek glo aan die evangelie. Ek glo aan Jesus wat aan die kruis gesterf het. Ek glo aan die opstanding van Jesus Christus. Ek glo dat hy opgevaar het na die hemel en hy sit aan die regterhand van God die Vader. Ek glo aan die krag van die Heilige Gees. Ek glo aan gebed. Ek glo dat wanneer ek al hierdie goed bymekaar sit, dan het ek 'n storie om te vertel en ek kan iemand se lewe verander in Jesus naam. Amen. Okay, ek het nog 2. Kan ek vir jou nog 2 gee? Ek hou van hierdie ene. En ek dink die kerk het hierdie ene verloor. Blydskap. Amen. Iemand wat vol van die Heilige Gees is, het blydskap. Prophet sing 'n liedjie. Hy sê ek is 'n suurtuur, maar ek is darm hier. En partykeer as ek so oor die audience kyk, dan dink ek, ja, is wragtig waar. Waar is daai usher by die deur wat die suurlemoene uitgedeel het? Regtig waar? Het jy hier ingestap en toe maak jy suurlemoen squeeze. En nou sit jy hier so. En dan vertel ek 'n grapie en jy sê, jy lyk soos Mr. Bean. Come on, church. Luister gou mooi. Hy sê, die gelowiges, hoeveel gelowiges het ons hierso? Kan ek gou sien? Is daar enigiemand? Rentekraad, yes, julle is amazing. Die gelowiges in Antiochië was vol suurlemoensap. Was vol? Ag, ek sê altyd, man, smaal net 'n bietjie, ek sal vir die steke betaal, is alright. Party ons het so lank lank gesmaal. Party ons is so negatief, né? Ja, hulle is so negatief. As hulle verby daai foto first plek stop, dan ontwikkel hulle sommer van self. Dis so negatief hulle is. Het jy ooit by iemand ingestap en jy stap in 'n teenwoordigheid en jy stap uit en jy sê, "Hoekom het ek saam hierdie ou koffie gaan drink? Want wragtig, ek voel nou so suur." Dis een ding wat ek van hulle tweeetjies laaf. Jy weet, as George Belmer, dan praat ek met oor die foon, dan smile ek weet nie hoekom ek smaal nie. Ek kan hom nie sien nie, maar terwyl hy met my praat, hoor ek die vreugde. As jy hom groet, dan is daar vreugde en dieselfde met jou altyd. Ek sien dit, ek leef. Hulle is sprekende voorbeelde van joy. Nooit ophou daarmee nie. Nooit ophou nie, is amazing. Joy, joy, joy in the presence of the Lord. Halleluja. Filippense 4 vers 4 sê, verbly jou in die. Die probleem is, ons kyk na ons omstandighede, ek verbly my in hierdie moeilike ou plek waarin ek bly, ek verbly my want ek bly in Witpoortjie, ek verbly, nee, jy verbly jou, want jy, amen,
Jy verbly jou in die Here. Joy. Ek love 'n lift. Ek love 'n lift. Maar by die mall ook, want by die lughawe, almal is hastig, almal, en dan kom hulle in daai lift in, en dan knoppietjies druk hulle, en dan stap ek in, ek wag tot hy vol is, en stap ek in, ek's lekker lank. En dan stap ek nie so, en kyk vir die tweede vloer, derde vloer, nee, ek stap so, en ek kyk vir hulle. Sê ek, môre. The world does not know what joy is anymore. Hulle weet nie wat vreugde is nie. Dis hoekom ons al hierdie snaakse goedjies moet doen, al hierdie snaakse Leon Schuster movies, dat ons net weer 'n bietjie kan lag. Maar ek wil vir jou sê, daar's niks lekkerder as om in die teenwoordigheid van die Here te lag nie. There's nothing greater than have joy in the Lord. Amen. Kyk net gou vir die ou langs jou en smaal net so bietjie. En as hy nie smaal nie, dan gee hom soms 'n lekker klap. Sê, hey, smaal man, wat's fout met jou? Die pastoor sal vir die steke betaal. Pa, smile net man. Smile. Come on, God has given you joy. Ag, vir my die mees frustrerendste ding is iemand by my instap en sê, ag pastoor, ek is nog steeds daar waar ek laasweek was. Sê ek, ag my suster. Vanneer gaan jy net 'n bietjie smile asseblief. Hallo? Joy. Iemand wat gemerk is met die Heilige Gees, man, hulle het vreugde. Want hulle weet dit kom van hom af. Amen. Ag, ek kan aan, maar ek het nog een laaste een. Okay. Smaal net gou weer vir my. Sê, hoor nie Pastor George, jy kan hom hoor, nee. Hy het net hierdie amazing, man, God bless you with more and more joy. Want hoekom? Die woord van die Here sê, the joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord is our strength. Ek wil gou vinnig jou oë toemaak in hierdie plek. As jy vandag hier sit, en jy het ergens net jou blydskap verloor. Jy het ergens jou blydskap verloor. Somewhere along the line you have lost that joy, the joy of your salvation, daai vreugde in die Here. Ek verbly my in die Here. Ek het dit verloor, omstandighede, ja, ek het toegelaat dat omstandighede my vreugde kom steel. Ek wil vanaand vir jou bid. Ek wil vanaand vir jou bid terwyl jy hier sit en sê, maar Here, ek het daai vreugde nodig. As dit jy is, wil nie vinnig jou hand opsteek nie. Ek wil vir jou bid. Jy het jou vreugde verloor. Maar soveel hande wat opgaan vanaand, Here. Ek sien elke aantrek, ek ken elke omstandigheid, Here. Ek ken elke situasie, Here. Ek kom nou eerstens teen daai vreugde dief, die Satan, Here, en ek kom bestraf hom nou in die naam van Jesus Christus. Jy wat hulle vreugde kom steel, want dit is wat jy doen. Jy kom om te steel, te slag en te verwoes. Jy's 'n dief. Ons expose jou vanaand, jou vreugde dief in die naam van Jesus Christus. Los hulle lewens uit, Here. Ek bid dat U hulle sal vul vanaand met blydskap, Here. Mag hulle in daai substance gaan lê wat die blydskap is, Here, soos daai, mag jy hulle doop met blydskap vanaand, Here, sodat die wêreld daar buitekant kan sê, ek wil hê wat hy het, ek wil hê wat sy het, Here, mag daai vreugde nou elkeen van ons se deel word. Ek bid dit in Jesus naam, Here. Here, en dis nie dat ek nie die omstandighede minag vanaand nie, Here, maar vanaand kom ek en ek sê, U is groter as daai omstandighede, Here, en daarom bid ek nou blydskap, vreugde, joy in the Lord, joy, Lord, come fill them with joy in this place tonight, in the name of Jesus Christ we pray. En as jy met my saamstem sê, amen. Man, ek wil amper bid, dat jy weer lekker sal lag. En jy weet, hoe lag jy lekker, as jy lelik lag. Vir alle vrou, het jy al gesê, my vrou, kyk, ek love my vrou. Sy bel my eendag, en sy het nou uitgevind dat as jy vir ChatGPT 'n vraag vra, dan is dit, ek weet nie, 'n halwe liter of 8 liter, of ek weet nie hoeveel bottels water dit is, want daai masjien wat hierdie goeders maak werk, het water nodig om hom af te koel. En sy bel my, ek is op pad na 'n streeksding toe, ek moet iemand gaan induct en ek ry, en ek tog, daar's iets fout, want sy ek telefoon op, ek dink dit is die heil, is dit lag, wat gaan nie aan nie? Ek sê van Bokkie, wat is dit? Ek sê, die grappie, my skat, die grappie eers, die lag daarna, sy vertel 'n joke, en nog voor sy by die punchline kom, maar lees soos sy lag. Ek sê vir haar, gee die foon vir my dogter, laat sy die grappie vertel, dan kan ek en jy verder lag. Toe gaan die joke eintlik oor daai, sy het besef, sy sukkel om sê maar 8 liter water 'n dag te drink, so nou vra sy vir ChatGPT 8 vrae. Want 'n vraag is gelykstaande aan 'n liter. Dis haar joke. Sy lees soos sy lag. Ek sê, Bokkie,
20 minute later kan ek nog steeds nie met haar praat. Ag net ja. Ek bid dat jy weer lelik sal lag. Dat jy lekker sal lag en dat jy lelik sal lag, want weet jy wat, daar's niks mooier as iemand wat God se teenwoordigheid geniet, en ons as kinders van die Here kan maar smile. Ons hoef nie, swaars, ons kan maar joy hê, ons kan maar 'n huppel in ons stap hê, halleluja. Ek was bang daai werk nie en dan beland ek. Pastor George, daai was, ek het nie gedink daar nie, maar hy gee vir jou vreugde, amen. Hy gee vir jou vreugde, kom aan kerk, jy het vreugde, kyk het geweer vir jou langs in jou en sê, I've got the joy of the Lord, I've got the joy of the Lord, I've got the joy of the Lord. Sê neighbor, kom ons sê neighbor, do you have joy? Halleluja. Ek het nog een ding wat ek met jou wil share en dan gaan ons afsluit, ek beloof. Die laaste enetjie en ek glo, as jy Handelinge 2 lees, dan sal hy sê, daar was 'n rukwind, daar was geluid, daar was 'n noise, there were tongues of fire. En een ding wat ek glo, jy sal sien in iemand se lewe, if they are diffused, one of the characteristics is, they have the fire of God. Nou kom ek by kerk en dan preek ek oor die Heilige Gees vir en sê my, waar kom jy hier aan? Sê ek in die Bybel. Kom ons vat jy gesoen toe, Matteus 3 vers 11. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoen ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop. Sê gedoop. Doop is baptizo, is daai hemp wat in daai ingegaan het. Hy sal julle doop met wat se substance? Met die Heilige Gees en met Dis Bybels. Eendag gepreek hieroor en terwyl die Heilige Gees beweeg en ek ervaar die vuur van die Here, toe kry ek 'n tappie op my skouer. Toe sê die pastoor agter my wat vir my sê, jy's nou klaar. Dankie Pastor George dat jy dit nog nie gedoen het nie. Jy's nou klaar. En ek ervaar God se krag in daai kerk, ek ervaar die vuur van die Heilige Gees, ek ervaar hier's mense wat dit soek en hy tap my en hy sê jy's nou klaar. Ek sê maar die Heilige Gees is nie. Hy sê ja, maar jy is. Hartseerste dag, ek van daai kant so moet afstap en gaan sit en weet, God wil mense aandraak met sy Heilige Gees en vuur, maar net omdat hy nie daaraan glo nie, het hy sy hele gemeente beroof van 'n doop met vuur. Waar kom ek dan? Handelinge 2 vers 1 tot 4. Iets soos tonge van vuur het op elke liewe een van hulle gaan sit. Iets soos tonge van vuur. Reinhard Bonke, groot evangelis, hoor wat sê. Hy sê some people want ice cream Christianity. Cold, but nice. They want their churches to be like museums. But the church is not a freeze box. It is the Father's house. The Holy Spirit warms us up for the Father's house. Jy sien, wanneer jy gevul is met die Heilige Gees, dan moet jy aan die brand vir die Here wees. Ek onthou op 'n stadium met daar 'n sekere beweging in die kerk ingekom, die seeker sensitive movement, ek het geen issue daarmee nie, maar vir hulle was dit 'n probleem. Ou soos ek sou nie kon preek oor die vuur van die Heilige Gees nie. Ek sou jou nie kon challenge om weer aan die brand vir die Here te wees nie, want wat beteken dit? Luister mooi. 1 Thessalonians 5 verse 19, Paul writes, and he says, do not put out the Spirit's fire. Met ander woorde, ek en jy kan. Ek en jy kan dit doen. God doop jou met sy vuur, maar ek en jy, blaas hom uit. Ek wou 'n vuurhoutjie gebruik het as 'n illustrasie, maar jy het baie mooi matte. En net nou is ek in die moeilikheid. Maar imagine ek het hierdie vuurhoutjie hierso. I'm on fire for Jesus. En elke keer wat ek en jy sonde doen, elke keer wat ek en jy die vyand toelaat in ons lewens, dan blaas ons daai vuur uit. Do not put out the Spirit's fire. Don't quench it. Let it. Let it. Ek het eendag gegaan om hierdie spinfietsies te gaan ry. Want ek hou van fietsry, ek gaan nou hierdie spinfietsie ry. En ek gaan vir 'n spinfietsklasie en ek dog gaan langs hierdie ou tannie sit. En ek sit langs hierdie ou tannie en ek dog ek gaan vir jou stikkend ry vandag tannie. Klim op vol selfvertroue. Want ek ry fiets, ek gaan nou hierdie fietsie, ek gaan hom trap.
En daar kom die instrukteur van vooraf en ja, die begin is lekker. Ons gaan net so lekker en ek sien die auntie jou nog lekker by en die volgende oomblik sy sien 'n pick up die spier en dit en jy moet hier draai en jy moet daar draai en in die volgende oomblik en dan skree sy, "Let it burn! Let it burn! Let it burn!" Ek sê, "Here, ek brand van my kop tot my tone. As sy maar net weet hoe ek aan die brand is, dis nag." En ek kyk vir die ou tannie en sy smil vir my. Julle, ek het halfpad afgeklim. Dit was nag. Alles het gebrand. Ek sê, "Excuse me, I have to go to the bathroom." Alles in my kop tot my tone het gebrand. En sy skree, "Let it burn, let it burn." Ek wil vandag vir jou sê, Paulus is amper daai instrukteur vandag, wat vir my en vir jou sê, "Let it burn." Van jou kop tot jou tone, mag jy aan die brand wees vir die Here. Let the baptism with the Holy Spirit, luister mooi, baptism of the Holy Spirit and fire cleanse you and empower you. Don't resist it, let it. Let it. Let it. Sy. Ons as kerk moet weer aan die brand wees vir die Here. Jy gaan nie uitstap in jou stembande gaan ook aan die brand wees. Ek het hom laat burn vanaand. Halleluja. Ek het hom laat burn, maar ek glo dat God se Gees jou aanraak. John Wesley, amazing evangelis. Bedien en aand na aand kom mense na sy crusades toe. En aand na aand kom mense by die Here uit en aand na aand raak die mense word hulle aangeraak deur die Heilige Gees se krag. En een jong ou kom nou toe sê vir my, "How do you get it right, Wesley? How do you get it right to be on fire every single night? How do you get it right to do it night after night after night?" I said, "It's easy. I just set myself on fire and folks come and watch me burn." Ek love it. Ek gaan dit weer sê. I just set myself on fire and folks come and watch me burn. Ons sê vir my, hoorie, kan jy net 'n bietjie rustiger wees op die kansel nie? Kan jy net 'n bietjie stil staan op die kansel nie? Man, ons sukkel met die kameras, ons sukkel bietjie. Jy's 'n bietjie too much vir ons. Kalmeer net. Kan jy dit wat jy sê ook net stadiger sê in slow motion? Kan jy daar staan? Net mooi met ons praat. Anthony, asseblief. You are too much. Dan sê ek wil jou sien. Ek wil jou sien. As ek 'n vuurtjie vat en ek druk hom in jou hand in en ek steek hom aan die brand. Of jy heilig en veilig daar gaan staan. If you're going to be part of God's chosen frozen club. Want daar is van hulle. En as daai vuurtjie nader in jou vingers kom en jy begin die vuur te voel, Shushu. Spaar. Shushu, vuurtjie. Eina. Brand 'n bietjie, Eina. No ways, man. As hy vuurtjie naby aan jou vingers kom, gaan jy soos hou. Ja, was jy asblik. Hy kyk net so vir my. Now I understand. Luister mooi. Ek kan nie stil staan nie, want die vuur van die Here is binne in my. Ek kan nie help nie. Ek kan nie stil bly nie. Ek kan nie die evangelie nie verkondig. Ek kan nie vir mense nie bid nie, because I have the fire of the Holy Spirit in me. I have been baptized with the Holy Spirit. I don't have a choice. I put myself on fire and others come and watch me burn. Ek is regtig nou amper klaar. Romeine 12 vers 11. My laaste versie. Say never. En nou sê never. Okay, vir die Afrikaanse ouens nooit. Sê nooit ooit. Sê nooit ooit. Nee, hy was verkeerd. Dis een ooit te veel. Okay. Never ever let the fire in your heart go out. Ek hoor iemand bel 'n ander pastor en hy sê vir hom, hoorie, hierdie Pinksterdienste wat julle so hou, is nou nie in hierdie dorp, is in 'n ander dorp. Hy sê, hierdie Pinksterdienste, maar het julle nou weer 'n bofortrek ervaring? Was dit nie klaar gewees in Handelinge 2 nie? Hoekom het ons nou weer Pinkster vier? Hoekom ons nou weer Pinkster hou? Ek sê, want die probleem is, baie van ons het die vuur verloor. We have lost the fire. We have lost the baptism of the Holy Spirit and fire. We've lost our joy. We've lost the fact that prayer is still the thing that answers. We've lost our boldness. That's why we need to get together and celebrate Pentecost, because of what Jesus Christ did 2000 years ago. Ek sal julle doop. Maar dan skryf Paulus ook, moenie dronk word van wyn nie, maar word vervul met die Heilige Gees.
In die Grieks is dit 'n present continuous tense. Met ander woorde, weer en weer en weer en weer. As jy leeg raak, hy's daar. Hy maak jou vol, Gaan weer in die bak in, wit hempie. Gaan weer in die bak en raak vol van die substance. Never, say never. Let the fire in your heart go out. Keep it alive. Let it. Daai Griekse woordjie vir daai woordjie fire is die woordjie zeo. Is my so mooi woordjie. Sê gou zeo. Daar praat jy ook nou Grieks, né? Is wonderlik. Zeo, sê zeo. Zeo is fire. En daai woordjie zeo beteken to boil with heat. Jy geweet 201 degrees Fahrenheit, water is hot. You can bath in it. You can use it for whatever. You can wash your hands. 201 degrees Fahrenheit. It's nice. It's hot. It's warm. It's lekker. But if you turn up the degree with just 1 degree, that water that is hot from 211 to 212 degrees, if you turn up the heat with just 1 degree, hot water becomes boiling water, soos 'n ketel wat kook. And boiling water creates steam, and steam has the ability to take a massive locomotive, wat ek weet nie hoeveel ton is nie, wat stil staan om in aksie te kom. You see, somebody tonight needs to turn up the heat. Jy's nie gemaak om in 'n pragtige museum te staan. Ek love lokomotiewe. Daar in die Wildtuin is daar 'n restaurant waar jy kan gaan eet. Daar's so 'n lokomotief daar. It's a beautiful locomotive. Dis mooi. Mense sit om en hulle eet, maar 'n lokomotief is nie gemaak om in 'n museum te wees nie. 'n Lokomotief is gemaak om in beweging te kom. God het jou gemaak om in beweging te wees. God created you to en om dit nie alleen te doen nie. Jy moet ander saam met jou vat. Jy moet ander saam met jou hak. Jy moet ander saam met jou hak. Jy kan dit nie alleen doen nie. Daar's ander wat Jesus nodig het. Daar's ander wat Jesus nodig het. Never let the fire in your heart go out. Turn up the heat. And my prayer tonight is that those of you say, Lord, I want to be on fire. Father, I want people to see me as a man, as a woman that have turned up the heat. Jy's dalk op 2-in-1, dis nice. Jy kom kerk toe, jy kom bid hier toe. Jy's aan die brand, jy's warm vir die Here, maar ek wil hê jy moet aan die brand wees vir die Here. Draai daai knoppie net met 1 grade meer. En as jy vanaand hier is en jy sê, Lord, I want that fire. Ek wil daai vuur knoppie net so met 1 grade opdraai. Dis lekker, dis nice, maar I want the fire. Halleluja en amen. Mag hierdie kosbare woord jou help om vars sout te wees, wat ander blootstel aan die smaak van Jesus se karakter. En mag die Heilige Gees jou herinner aan sy woord, sodat jy voorbereid sal wees vir elke goeie werk.